Storytyd saam Amma Donkie. Storytyd saam Amma Donkie is altyd vet pret. So kom klein goed, wil julle vandag se storie hoor? Nou toe, kom skuif nader. Nou ja, toe maters, dit is tyd vir nog 'n storie uit Oom Attie se slaaptyd storie reeks. Nou julle onthou mos, Amma Donkie het verlede week vir ons gelees van Willie se geheim. Julle onthou mos die verrassingspakket maatskappy, nee? Ja, ek weet sommer julle onthou. En hoe lekker hulle bederf was en ook verrassingkies gekry het by die dokter. Toe hy gesien het hoe oulik hulle was, nee, om vir die ou maatjie 'n bietjie eiertjies en vrugte te vat en vir mamma die huis aan die kant te maak en vir 'n maatjie heerlike verfdosie en allerlei ander oulike goedjies te kon gegee terwyl hy nou nie kon skool toe gaan nie en by die huis moes wees omdat hy siek was. Nee, dit was 'n lekker storie, nee maats? Nou ja, vandag het ons nog 'n lekker storie. Hierdie storie se naam is Hoe Antoni vrede gemaak het. Kom ons luister 'n bietjie. Dis jou eie skuld, sê Antoni bitsig en wys na die stukkende pop. Is nie, jy het dit gedoen, sê Anna. Ek het nie, jy het. Ek sê jou, dit is nie ek nie, dit is jy. Ag, jy sommer 'n ou narheid. En jy ook, huh? Dis toe dat Antoni vir Anna aan die hare beet kry. Hy het geweet hoe kwaad dit haar maak. Toe was die gord gaar. Moeder het die lawaai gehoor en uit die huis gehardloop gekom. Ai, julle stoute kinders, roep sy. Hou dadelik op. Die twee betraande gesiggies kyk na moeder. Antoni het my beste pop se kop afgebreek, sê Anna snikkend. Ek het nie, sy het dit self op die sypaadjie laat val. Hy het dit gebreek, mami. Hy het teen my vasgery en die pop uit my hande uitgestamp. Gonna maatjies. Dis nie my skuld nie. Jy moet dit beter vasgehou het. In elk geval is dit sommer 'n ou goor pop. Dit is nie. Dis my mooiste pop. Maatjies, die arme Anna begin weer huil. Stil nou julle twee. Twee sulke groot kinders soos julle staan mos nie so 'n rusie maak nie. Kom nou dadelik in die huis in en gaan sit stil totdat julle kan bedaar. Anna is na haar slaapkamer, maar Antoni het in die eetkamer op die rusbank gaan sit en hom so onskuldig moontlik gehou, sodat hy toestemming kon kry om weer te gaan speel. Na 'n rukkie kom sit sy moeder by hom. Waarom het jy en Anna so aanhoudend baklei? Vra sy hom toe. Ag ma, ek weet nie. Sy's maar altyd so kwaai. Maar sy sê, dit is jy wat so kwaai is. Dit is nie ekkie, dis sy. Maar dink jy nie, dit is 'n skande dat julle so baklei nie. Julle is nes twee katte. Miskien is ons. En sê nou Anna word baie siek en sy gaan dood, sal jy dan nie spyt wees nie? Miskien so 'n bietjie. Nou ja, dan moet jy haar lief hê solank jy haar het. Moeder het Antoni toe gesoen en toe is sy gou kombuis toe, want sy kon hoor dat daar iets oorkook. Antoni het begin nadink. Miskien is Anna nie so sleg as wat hy wil uitmaak nie. Nog verlede maand het sy hom 'n nuwe treinstelletjie vir sy verjaardag gegee en sy het dit met haar eie spaargeld gekoop. Dit was darm 'n bietjie gemeen van hom om haar hare te trek en haar in die gesig te klap. Moontlik het sy die ou pop liewer gehad as wat hy besef het. Hy gaan staan by die venster en uitkyk.
Daar lê die arme ou pop nog sonder kop, soos dit op die sypaadjie geval het. Dit lyk maar droewig, maar Antoni kry 'n plan. Hy is stilletjies na sy kamer en daar het hy iets uit die laai gehaal en in sy sak gesteek. Toe is hy stilletjies by die voordeur uit na waar die pop lê. Hy het die pop opgetel en onder sy baadjie weggesteek. 'n Seun wil mos nie helder oordag met 'n pop op straat gesien word nie. Daarvandaan is hy met die straat af winkel toe. So wat 'n halfuur later was hy weer terug. "Ma, waar is Anna?" wou hy weet. Sy huil nog in haar kamer oor haar pop. Antoni is toe na Anna se kamer. Hy het die deur stilletjies oopgemaak en ingegaan. Op 'n stoel het Anna gesit en snik. Sy het gemaak asof sy hom nie hoor inkom nie. Toe gaan sit hy langs haar. "Anna?" Geen antwoord nie. Antoni skuif nader en sit sy arm om haar nek. Ek is jammer, Anna." "Ek glo dit nie." Nog meer snikke. "Maar ek is regtig jammer. Kyk, jou pop markeer nou niks. Ek het by die popwinkel 'n nuwe kop laat aansit. Ek het self daarvoor betaal." Antoni begin die pakkie oopmaak en eindelik begin Anna nuuskierig word. Maar jy het 'n mooi gesig uitgesoek." Die trane hou sommer op met loop. "Ja, en ek gaan probeer om nie weer vir jou kwaad te word nie." "Jy is darm 'n gawe ou boet." Toe sit Anna haar arms om Antoni se nek en soen hom. Mwah! En altyd daarna, as hulle vir mekaar wou kwaad word, het hulle gedink aan die dag toe Antoni so grootmoedig was om vrede te maak. En dit is wat ons moet doen, maatjies, altyd jammer sê. En altyd 'n drukkie gee vir mekaar, nie altyd liefde vir mekaar gee. Dit is die regte ding om te doen, maters, nê? En dit is hoe Jesus ons ook leer, om lief te wees vir ander, soos wat ons vir onsself lief is, nê? Met ander woorde, jy moet vir ander mense, kinders, boeties, sissies, mamma, pappa, maatjies, moet jy laat voel soos wat jy graag wil hê hulle moet jou laat voel, nie? Het jy al gehoor, mamma en pappa het gesê, doen aan ander soos wat julle aan julleself gedoen wil hê. Ja? Wel, weet julle wie dit eerste gesê? Ek wonder wie kan reg geraai. Ja, ek dink ek hoor iemand sê, Jesus, jy's reg, maatjie. Jesus het dit gesê. Nou ja toe. Mag julle soet wees en lief wees vir mekaar en altyd vrede maak en mooi wees met mekaar, nie? Julle is al wat julle het vir mekaar. Nou ja toe, dit is tyd nie. Lulu en Elian, sê gou vir die maatjies. Fluit, ouma Donkie se storie is uit. Daar sy, net so. Nou ja toe maatjies, julle moet soet wees, lekker slaap, tot volgende keer. En julle moenie vergeet om vir mamma en pappa te sê om Storytyd saam ouma Donkie op YouTube kanaal te gaan aansluit by nie. Druk die subscribe knoppie, dan sal julle elke keer weet wanneer daar 'n nuwe storie is. En gaan deel dit, vertel al julle maatjies en oumas en oupas en almal wat van stories hou, nie?